Skaapwagter 2. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Psalm 23 vers 2. Wanneer ons die Bybel lees, moet ons onthou dat dit afgespeel het in 'n wêreld wat aansienlik anders lyk as die een waarin ons groot geword het. Duisende jare het verbygegaan, sedert die psalms geskryf is. Ons is geneig om met ons moderne bril op te kyk na die Bybel en is maklik om 'n paar dingetjies te mis, bloot omdat ons nie bekend is met hoe dinge destyds was nie. Die Griekwa vertaling van Psalm 23 gee vir ons so 'n kykie in hoe anders hulle wêreld en taal is. Die Here is my skaapwagter, wat my nou in die dradewerke van sy proewe hou. Hy sal my nooit verloor laat lê nie, en sal ek ook niks oor my hê nie, en al wy ek wyd waar die wind begin. Hy lei my na waterse tussen die duine in. Hy sit my siel en my lyf in terug. Hy breek slat slang so hoepelrig. U melk my beker vol waar ek loop lê. In my land waar ek meneer moet sê, maak u opslagstrale van my tegeparty. Maar ek en u, ons sal onder die doringse bly. 'n baie landelike plattelandse woordeskat word gebruik in die Bybel en Psalm 23 is nie 'n uitsondering nie. Dis 'n lied van 'n herder wat vir sy skape sorg, maar gee ook vir ons goeie insig in 'n wêreld wat vir die meeste van ons onbekend is. Ons het verlede week gekyk na die eerste vers. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Vandag gaan ons 'n stapie verder om te probeer verstaan watter gevolge dit vir my sou inhou as die Here werklik my herder is. Jesus het gesê, hy is die goeie herder. Dus behoort ek die vrugte daarvan te pluk as hy my herder is. Kom ons begin hierdie hele psalm hardop saam te lees, hierdie keer uit die 83 vertaling. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons kyk vandag veral na vers 2. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy laat my neerlê in groen weivelde. In groen weivelde laat hy my rus. 'n Herder bring sy skape na die goeie weiveld. Hulle eet genoeg en hulle gaan lê. Hy laat my lê in groen weivelde. Die boodskap vertaling wyk die meeste af deur eerder 'n moderne interpretasie of die gevolge van daardie versorging te probeer weergee sodat ons as hedendaagse mense nie die betekenis daarvan moet mis nie. Psalm 23 vers 2, hy gee vir my die heel beste van alles, kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Voor ons egter dit probeer toepas op ons eie lewe, kom ons kyk eers na die konteks vanuit 'n plattelandse perspektief. Die vreemde ding omtrent skape is dat hulle vanweë hulle aard nie in staat is om te gaan lê of tot rus te kom, tensy 4 kriteria ontmoet word nie. Vrees, wrywing, pestilensies en honger. Te wyte aan hulle inherente bangheid kan hulle weier om te gaan lê totdat hulle vry is van alle vrees. 'n Leeu sal nooit bang wees vir 'n skaap nie, selfs al het hulle die getalle voordeel. Alexander die Groot het glo gesê, ek is nie bang vir 'n trop leeu's wat deur 'n skaap gelei word nie, maar is bang vir 'n trop skape wat deur 'n leeu gelei word. Vanweë die sosiale gedrag en interaksie binne 'n kudde sal skape nie gaan lê solank as daar wrywing bestaan tussen die skape nie. I headbutted my owner's car the day after she got it back from the panel beaters. I totally trashed it. Ek wonder wat ek sou gedoen het as suits my kar oorgekom het. As hulle gepla word deur vliee of parasiete, sal die skape nie gaan lê nie. Eers as hulle vry is van daardie irriterende pestilensies, kan hulle werklik ontspan.
Dit kan nogal 'n traumatiese ervaring wees om vry te raak van daardie parasiete en irritasies. Skape sal ook nie gaan lê solank as wat hulle gedruk word om kos te vind nie. Hulle moet eers vry wees van honger voordat hulle kan ontspan. Hey, over here, the buffet is open, sê die skaap wat die hekkie na die groentetuin oopgewikkel het. Vir skape om dus te rus, moet hulle 'n vryheid ervaar van vrees, spanning, irritasie en honger. Het is nie die skaapwagter wat hierdie dinge vir sy trop kan voorsien om hulle angsvlakke te verlaag. Alles hang af van hoe goed die eienaar sorg vir sy skape, sodat hulle vry kan wees van die dinge wat hulle rus versteur. Wanneer ons elkeen van hierdie 4 faktore van naderby bekyk, wat skape so erg beïnvloed, sal ons verstaan hoekom die eienaar se rol in die bestuur van sy trop so belangrik is. Dit is hy wat dit vir hulle moontlik maak om te gaan lê, te rus, te ontspan, tevrede te wees, rustig te raak en te floreer. 'n Kudde wat rusteloos is, ontevrede, kriewelrig en ontwrig die hele tyd, doen glad nie goed nie. Dieselfde is ook waar van mense. Die meeste van ons weet nie dat skape so skrikkerig is en maklik paniekerig kan word nie. Selfs wanneer 'n haas agter 'n bos uitspring, is dit genoeg om die hele trop op loop te sit. Wanneer een skaap weghardloop uit vrees, sal al die ander blindelings volg, sonder om te weet wat daardie een so op loop gesit het. Hulle stop nie eens en kyk wat die oorsaak is nie, hulle volg net paniekerig in dieselfde rigting. 'n Skaapwagter ontvang een keer besoek vanaf 'n stadsjaapie op sy plaas. Toe die kar se deur oopgaan, spring die besoeker se klein skoothondjie uit op die gras. Slegs een kyk na die onverwagte klein hondjie was egter genoeg om 200 skape vreesbevange op loop te sit oor die grasvlakte. Solank as wat daar selfs die geringste suspisie is van gevaar vanaf honde, jakkalse, wolwe, beere of ander vyande, staan die skape gereed om te vlug vir hulle lewens. Hulle het geen ander metode van selfverdediging nie. Hulle is hulpeloos, bang, skrikkerige kreature wat net een opsie het: hardloop boetie, hardloop. Na hierdie troetelhondjie se besoek aan die plaas, het die skaapwagter sy vriende oorgenooi met definitiewe instruksies. Geen honde nie asseblief. Die skaapwagter moet dikwels uitry om rondloper honde te gaan skiet wat sy skape bedreig of molesteer. 2 honde het een keer een nag soveel as 292 van sy skape doodgebyt. Die oeye wat swanger is, beleef dat wanneer honde of ander roofdiere hulle jaag, hulle ontslae raak van hulle ongebore lammers deur kitsaborsies deur te gaan. 'n Skaapwagter se verliese weens sulke voorvalle is skrikwekkend. Een nag het die skaapwagter 9 van sy dragtige oeye verloor, nadat 'n jakkals sy kudde besoek het. Dit was 'n groot skok en verlies vir 'n skaapboer. Sedert daardie insident het die boer met sy geweer langs hom geslaap, met die flitslig byderhand. Met die geringste geluide dat sy kudde versteur word, het die skaapwagter opgespring van sy bed, sy getroue hond geroep en die nag ingehardloop, geweer in die hand, reg om die skape te verdedig. Met verloop van tyd het die skaapboer tot die slotsom gekom dat niks 'n skaap so kan beïnvloed om rustig te word as om die skaapwagter in die veld te sien nie. Die blote teenwoordigheid van hulle meester en eienaar en beskermer het hulle gekalmeer soos niks anders kan nie. Een somer was skaapsteelery aan die orde van die dag in daardie distrik. Nag na nag het die skaapboer met sy hond onder die sterre geslaap wag gehou oor sy kudde, gereed om hulle te verdedig teen enige strooptog van skaapdiewe. Die nuus van sy paraatheid het gou versprei deur die distrik, so die skaapdiewe gou besluit het om hulle alleen te los en op ander plekke te gaan aas. Party van ons het al moeite gehad om snags aan die slaap te raak, en die boereraad is glo om die skape te tel wat oor die denkbeeldige heining spring. 1 ou skapie spring oor die muur, 2 ou skapies spring oor die muur, 3 ou skapies spring oor die muur, en so aan, tot jy aan die slaap raak. Hy laat my neerlê. In die Christelike lewe is daar geen plaasvervanger vir die wete dat my skaapwagter altyd naby is nie. Daar is niks soos die teenwoordigheid van Christus om vrees, paniek, terreur en bangheid vir die onbekende te kalmeer nie. Ons mense lewe met baie onsekerheid in ons daaglikse lewe. Enige uur kan nuwe terugslae, gevare of stres ons tref vanuit alle oorde. Die lewe is vol gevare en veranderlik is. Niemand kan voorspel watter probleme jou volgende gaan tref nie.
of ons leef met 'n gevoel van angs, vrees en 'n voorbode dat nog iets verkeerd gaan loop, of ons leef met 'n gevoel van kalmrustigheid. Watter een beskryf die beste vir jou? Watse dinge maak Christene vandag vreesagtig? As vrees eers vasdra plek in jou gedagtes gekry het, sien jy vir niks kans nie en produseer dit net papbroekigheid. Jy sal te bang word om uit die bed uit te klim, te bang om werk toe te gaan, te bang om groot besluite te maak, bang vir alles en almal. As jy daai gevoel sou toelaat, sal vrees uiteindelik jou lewe beheer. Iemand het eendag 'n opname gemaak onder Christene om uit te vind watter tipe vrese tipies voorkom onder hulle. Vrees vir egskeiding, 'n vrees vir kanker, 'n vrees vir vigs, 'n vrees vir selfmoord, 'n vrees vir mal word, 'n vrees vir hoogtes, 'n vrees vir moord, 'n vrees vir inbrekers, 'n vrees vir 'n fisiese aanval, 'n vrees vir 'n finansiële mislukking, 'n vrees vir demone, om maar net 'n paar op te noem. Onder kerkleiers was dit vrese vir verwerping, 'n vrees vir mislukking, 'n vrees vir 'n tekort aan finansies, 'n vrees om mense te vertrou, 'n vrees om agter te raak by ander, selfs 'n vrees vir sukses. As jy nie gereeld God se woord gebruik om jou gedagtes mee te voed nie, sal een of ander sterk man van vrees daardie plek annekseer en sal jy oorrompel word. Jy sal dan nie eens kans sien om soggens meer op te staan uit die bed om die lewe in die oë te kyk nie. Jy sal gou wees om eerder 'n slaappilletjie te drink of te gryp na die bottel. Gewoonlik is dit die onbekende, die onverwagte situasies wat die oorsaak is van ons grootste paniek en vrees. As ons eers in die greep van vrees en bangheid is ons onkapabel om met die wrede omstandighede en harde kompleksiteit van die lewe oor die weg te kom. Ons voel daardie dinge soos vyande wat ons rustigheid versteur. Ons eerste impuls is gewoonlik om op te spring en weg te hardloop soos 'n skaap. Vlug, maak spore, ontsnap, kom weg. Dan te midde van ons terugslae kom daar die wete dat Christus, die goeie herder, altyd daar is. Dit maak al die verskil. Sy teenwoordigheid verander die hele prentjie. Skielik is dinge nie meer so donker en dreigend nie. Die uitkoms verander en daar is hoop. Jesus verlos ons van vrees. Dan kan rus terugkeer en kan ons uiteindelik ontspan. Hoe ouer mens word, hoe meer ontdek 'n mens dit. Dis die kennis dat ons meester en vriend en eienaar dinge stewig onder sy beheer het. Selfs al lyk ons omstandighede op die oog af traumaties en verskriklik. Dit gee vir ons groot selfvertroue en rustigheid. Die Here is hier met my. Dit maak dat ons kan gaan lê in vrede en kan ontspan en selfs kan slaap, want God hou wag oor ons. Die Heilige Gees is die een wat ons geruststel en ons bang harte laat kalmeer. Hy verseker ons dat Christus bewus is van ons dilemma en probleem en dat hy intiem betrokke is daarbey. En dis hierdie feit wat vir ons rustig maak en laat ontspan. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dit bevat die gedagte van 'n hart wat tot rustig gekom het en nie meegesleur word deur vrees of bekommernisse oor die toekoms nie. And life is peaceful when you rest on the promises of God's word. Gaan deur die woord van God, totdat die woord deur jou gaan. Die tweede bron van vrees waarvan die skaapwagter sy skape moet verlos, word gebore uit die spanning en wetywering tussen die skape binne die trop. In elke diereryk is daar 'n rangorde van dominansie of status binne die groep. In 'n hoenderhok word daarna verwys as die pecking order, waar die haan gewoonlik koning kraai. In 'n kraal met beeste word dit genoem die horingorde, waar die mees dominante bees die ander stoot of karnuffel met sy horings, om te wys dat hy die alfa bees is. Tussen skape word daar gepraat van die kopstamporde, waar die skape van kleins af koppe stamp om te wys wie die hoofkalant in die trop is, wie die grootste skaapkop van almal is. Gewoonlik is dit 'n arrogante, slinkse, dominerende ou skaap wat die baas wil wees van die hele trop. Sy behou haar posisie van eer deur koppe te stamp met hulle, en so die ander ooe of lammers te verjaag van die beste weiveld of haar gunsteling lêplek.
Na hierdie hoofskaap sy posisie met geweld verkry het, is daar 'n rangorde waarbinne elkeen in die trop sy of haar plek ken, deurdat hulle dieselfde taktiek gebruik, deur te stoot en te stamp aan mekaar. 'n akkurate prentjie daarvan word vir ons geskets deur die profeet Jesegiel. Dis 'n besondere voorbeeld van die wetenskaplike akkuraatheid van die skrif, wat 'n natuurlike verskynsel beskryf. Ek versorg self my skape en laat hulle in vrede lê en rus, sê die oppermagtige Here. Ek soek na die wat afgedwaal het en bring hulle veilig terug. Ek verbind die wonde van die beseerdes en versterk die swakkes, maar ek vernietig die vettes en magtiges. Ek lei die kudde in reg en geregtigheid. Daarom sê die oppermagtige Here, ek oordeel tussen die vet en die maarskape. Met julle skouers en horings stoot julle vetskape, my swakskape weg, totdat julle hulle ver weggejaag het. Nou red ek my kudde, en hulle sal nie langer geplunder word nie. Ek oordeel tussen skape. Weens hierdie wetywering, spanning en kompetisie tussen die skape en bokke vir 'n plek van status om hulle self te laat geld, is daar wrywing in die trop. Die skape kan nie gaan lê in rus en tevredenheid solank as daar sulke spanning bestaan nie. Hulle moet rondstaan en hulle regte verdedig, of die indringer uitdaag en dan verwilder. 'n Skaapwagter vertel hoe hy honderde kere gesien het hoe 'n ou ooi nader stap na 'n jonger ooi wat besig was om in stille tevredenheid te vreet, of rustig in die skaduwee te lê. Sy sal dan haar nek styf maak, haar kop tilt, haar oop skreefies trek en die jonger ooi nader met 'n stywerige houding. Al hierdie uiterlike tekens het gesê, kry jou ry, uit my pad uit, dis my plek daai. Raak skaars of ek gaan jou nou aftrap. As die jonger ooi nie onmiddellik op haar voete spring of selfverdediging nie, sou sy genadeloos met die kop gestamp word. Of as sy nie opstaan om die uitdaging die hoof te bied nie, sal 1 of 2 stampe genoeg wees vir haar om te skarrel vir veiligheid. 'n Menige skaapwagter of toerist het al deurgeloop onder 'n skaap se kopstamp. Jy het eintlik nie 'n kans nie. One good thing descending should take less time and effort than climbing, verduidelik die een bergklimmer aan die ander een, onbewus daarvan dat sy woorde spoedig waar sou word. Nie eens 'n kaktus met al sy dorings is opgewasse teen so 'n gekopstampery nie. Mense stamp ook partykeer koppe met mekaar oor allerlei kleinighede, maar dit het gewoonlik nie goeie gevolge nie. Hierdie konstante voortsleepende konflik en jaloersheid binne die trop kan groot gevolge hê. Die skape raak kriewelrig, gespanne, rusteloos, ontevrede. Hulle verloor gewig en raak geïrriteerd. Wanneer die skaapwagter egter sy verskyning maak en sy teenwoordigheid laat geld, sodat dit hulle aandag trek, vergeet die skape spoedig hulle lawwe konflikte en hou hulle op met veg of koppe stamp. Die skaapwagter se teenwoordigheid maak al die verskil in hulle gedrag. En dis 'n goeie grafiese prentjie van die onderlinge kompetisie vir status onder ons mense. Ons is nie veel beter as 'n trop skape nie. Daar is die ewige wetywering om by te hou met die Jonese langsaan, om daarom nie te sleg teenoor hulle te vertoon nie, om indruk te maak, om beter te lyk. Ever heard of the saying, keeping up with the Joneses? Well, we're the Joneses, so it won't be hard at all keeping up with us. Forget the Joneses. We can't even keep up with the Flintstones, sê die man wat die rekenings dophou. In enige besigheid of familie of gemeenskap of kerk of groep, groot of klein, is ons bewus van die worsteling en pogings van mense om hulle self te laat geld, om uit te staan, beter te wees as ander, of om hulle gesag op ander af te dwing. You know, I'm getting a little tired of your holier-than-thou attitude, sê die een stuk kaas vir die ander een. Holier-than-thou people usually end up holier than nobody. Die meeste van ons veg om daar die eerste plek te behaal, die belangrikste skaap in die trop te wees. Ons stamp koppe met mekaar en argumenteer en kompeteer, alles in 'n poging om voor te kom. Maar in die proses kry baie mense seer. Dis ook hier waar die groenoog monster jaloesie sy kop uitsteek. Dis hier waar lawwe onder ons groei tot aaklige haatgevoelens. Dis waar mense as prins begin om mekaar seer te maak, te vertrap of verkeerd op te vryf.
Dis die plek waar mense warm om die kraag raak vir mekaar en diepe ongelukkigheid gebore word. Hierdie gevoel van ontevredenheid groei dan tot 'n jaloerse manier van lewe, waar jy heeltyd moet opstaan vir jou regte, vir jouself of om voor te bly. In kontras hiermee teken Psalm 23 vir ons 'n prentjie van hoe God se kinders kan gaan lê in stille tevredenheid. Een van die uitstaande kenmerke van 'n Christen behoort 'n gevoel van tevredenheid te wees, 'n vergenoegdheid dat die skaapwagter vir jou sal voorsien van alles wat jy nodig het. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Paulus stel dit so: ek het geleer om tevrede te wees onder alle omstandighede. Sjoe, hoe vaar jy daarmee? Is jy tevrede met dit wat die Here vandag vir jou gegee het? Is jy tevrede met die plek waarheen hy jou gelei het? Is jy bewus van sy teenwoordigheid ongeag jou omstandighede? Is jy tevrede met hoe hy jou behandel as die goeie herder? Ons almal het al gesien watter onrustigheid iemand veroorsaak wanneer hy of sy heeltyd probeer om voor te kom, uit te staan, eerste te wees, die boonste sport te wil bereik, bo op die totempaal te wil wees. Ons almal ken sulke mense wat enigiets sal doen om voor te kom. Belangriker as ander te lyk, slimmer as ander te probeer wees. Dalk sien jy jouself. Op sy eie unieke manier het Jesus as die goeie herder tydens sy aardse lewe gewys, dat die wat eerste is, laaste sal wees, en die laaste is eerste. As die goeie skaapwagter gee intiem om vir sy skape, veral vir die swakkes, die armes, die skape wat uitgestamp word in die samelewing, deur die gedrag van die dominerende skape. Meer as een keer het 'n skaapwagter al daardie dominerende hardkoppige ooi vasgevat, omdat hulle 'n swakker een mishandel het. Of wanneer hulle begin kopstamp het, met die lammers wat nie hulle eie was nie. Die skaapwagter dissiplineer dan daardie sonnebok van 'n skaap vir sy aggressiewe houding. Die minder aggressiewe skape is baie meer tevrede, stil en rustig as die aggressiewes. Daar's definitief voordeel daarin om 'n gewone skaap te wees aan die onderkant van die totempaal. Maar meer belangrik was die feit dat dit die skaapwagter se teenwoordigheid was, wat 'n einde gemaak het aan die interne kompetisie tussen die skape. As ons in ons menslike verhoudings bewus raak van die teenwoordigheid van Christus, dan bring dit sommer einde aan ons lawwe selfsugtige pogings om eerste te wil wees. Met 'n nederige hart kan jy stil en tevrede wandel in 'n intieme verhouding met Christus. Jy kan ontspan en tevrede gaan lê, terwyl die wêreld by jou verby galop. As jou oë is op Jesus en nie op diegene rondom jou nie, kan jy 'n plek van rus beleef. Dis nodig om myself daaraan te herinner dat dit hy is wat my status bepaal, en dat dit hy is wat my sal oordeel. Sy opinie van my is al wat punte tel. Ek lewe tog vir 'n gehoor van een. Enige menslike maatstaf is maar onvoorspelbaar, onbetroubaar en ver van akkuraat af. Om dus naby aan hom te wees, bewus te wees van sy teenwoordigheid, maak my vry van vrese vir ander mense en wat hulle alles aan my kan doen of van my gaan dink. Ek sou veel eerder die aandag van die goeie herder wil beleef, as om 'n plek van belangrikheid te probeer beklee in die samelewing, veral as ek het moet bereik en behou deur wetywering, gevegte, argumente en bittere kompetisie met ander mense. Net soos in die geval van 'n vrees vir roofdiere of 'n interne wrywing in die kudde, is die vryheid van vrees vir die irritasie van parasiete en insekte net so belangrik vir die tevredenheid en rus van die skape. Hierdie aspek van hulle gedrag word later in die Psalm weer behandel, maar dis belangrik om dit vroegtydig te herken. Skape word veral lastig geval in die somer deur neusvliee en botvliee wat eiers lê op hulle. Die vliegies is 'n erge irritasie want hulle hang in swarms om die skape rond. In plaas daarvan is hulle op hulle voete en stamp hulle pote, skud hulle koppe of hardloop sommer in 'n rigting om weg te kom van die wolkevliee. As die eiers uitbroei, kan dit baie pynlik en irriterend wees vir die skaap, veral as dit in die sagte, nat dele van die neus is. Natuurlik is daar ook botsluise wat die skape grensloos irriteer en magteloos laat voel. Hulle aandag word so in beslag geneem deur hierdie pestilensies dat dit onmoontlik is vir hulle om tot ruste te kom of te gaan lê. En net die eienaar wat vir hulle omgee en versorg, sal heeltyd op die uitkyk wees vir hierdie insekte.
Hy sal planne in werking stel om te keer dat hulle sy kudde pla en irriteer. 'n Goeie skaapwagter sal 'n verskeidenheid van insekdoders en afweermiddels gereed hê. Hy sal seker maak dat hulle gedip word om hulle te bevry van bosluise. Die een boer sê vir die ander een, I think we should check the temperature of the dip, toe sy skape almal krimp en kleiner word. Ek gesels onlangs met 'n skaapboer in die Suid-Kaap wat my vertel van sy trop wat toegepak was met die maaiers en vliee, totdat dit soos 'n swart ring om die skaap se nek gelyk het. Hy sien die skape maar so eenmal per week en toe hy hulle toestand sien het hy maar liewers van hulle ontslaag geraak, want hy was nie in staat om effektief vir sy trop te kan sorg nie. Dit alles behels ekstra versorging. Dit neem tyd in beslag en moeite en duur chemikalieë om die probleem effektief op te los. Dit beteken ook dat die skaapwagter daagliks tussen sy skape moet wees om 'n skerp oog oor hulle gedrag te hou. So gou daar die geringste teken is dat hulle versteur word of gepla word, moet hy stappe neem om vir hulle verligting te bring. Sy eerste prioriteit is dat sy skape rustig, tevrede en gelukkig sal wees. Dieselfde ding gebeur ook in ons as gelowiges, is 'n Christelike lewe. Daar's allerlei dingetjies wat irritasies veroorsaak. Daar's frustrasies en herhaalde ongerieflike ervarings. En dalk is dit ontstellende omstandighede, of allerlei irritasies waarmee Christene lastig geval word. Is daar 'n antidote of 'n teengif beskikbaar vir hulle? Kan 'n Christen by 'n plek van rustige, stille tevredenheid kom, ten spyte van daardie irritasies? Die antwoord is ja, vir iemand wat onder Christus se versorging is, as hulle goeie skaapwagter. Dis een van die hooffunksies van die Heilige Gees. Soms word die Heilige Gees in die skrif voorgestel deur die simbool van olie. Olie wat genesing bring en troos en verligting van die harde en skurende aspekte van die lewe. Die Heilige Gees maak die teenwoordigheid van Christus 'n werklike belewenis. Hy bring stilte, krag, tevredenheid en kalmte, wanneer allerlei frustrasies dreig om ons mee te sleur en te skuur. Wanneer ek na hom toe sou draai om die probleem vir hom sou gee, laat ek toe dat hy my sien soos ek is, dat ek vasgevang is in 'n situasie buite my beheer. As die goeie herder kom en my dan graag te hulp gesnel, dikwels is dit 'n maklike oplossing. Bloot deur hardop uit te roep, o Here, hierdie ding is te groot vir my, ek kan nie kers vashou daarby nie, ek kan dit nie hanteer nie, dit bug my, dit pla my, ek kan nie rus nie, neem asseblief oor. Dan kom die Here en neem oor op sy wonderlike manier. Hy bring genesing, hy bring verligting, hy voorsien die effektiewe teengif of antidote van homself en sy teenwoordigheid vir my probleem. Daar is onmiddellike bewuswording dat hy met die probleem betrokke raak, dikwels op 'n manier wat mens nie verwag het nie. Wanneer hy betrokke raak, kom daar 'n gevoel van tevredenheid en rus oor 'n mens, wat jou in staat stel om te gaan lê en tot ruste te kom. All is well, alles weens dit wat hy doen. Dan is daar 'n vierde kondisie wat ontmoet moet word voor skape kan gaan lê en tot rus te kom. En is dat hulle 'n vryheid van hulle vrees vir hongerte moet ervaar. Calm down, ladies, calm down. There's enough here for everyone. So form a queue in numerical order. Die agterste een in die ry voel dalk nie so gelukkig nie. Dit word opgesom met die uitdrukking, hy laat my neerlê in groen weivelde. Die meeste plekke waar skape vandag aangehou word, is dikwels in droë halfwoestyngebiede soos die Karoo. Die meeste tipe skape floreer in sulke ekstreme toestande. My ma glo vas dat niks so lekker smaak soos 'n Karoo skapie nie. Ek onthou ook een keer 'n karakoolboer in die suide van Namibië besoek het op die grens van die Namib-woestyn. Die swart skapies met hulle mooi pelsies het floreer in die hitte en son. Een van die redes is dat parasiete minder is, weens die droë klimaat, en daar minder dinge is wat die skape se gesondheid bedreig. In party dele van die wêreld is dit onnatuurlik om groen weivelde te vind. In Dawid se tyd toe hy skapies opgepas het naby Bethlehem, was die omgewing droog, bruin, klipperig, sonverbrand, ongunstig vir boerdery. Groen weivelde gebeur nie sommer per toeval of per ongeluk nie. Groen weivelde is gewoonlik die eindproduk van geweldige insette van arbeid, tyd, vaardigheid en reserves om die beskikbare stukkie land te gebruik.
Groen weivelde is die resultaat van rotsagtige lande wat skoongemaak word van klippe, van bosse en wortels en stompe wat verwyder moet word, van vore wat diep geploeg moet word sodat die grond voorberei kan word om reënwater te absorbeer. Dan word daar gesaai en spesiale grane geplant en dan met water besprinkel, of het moet nat gelei word. Die groeiende plante wat verskyn moet goed versorg word, sodat dit genoegsaam sou wees vir sy kudde. Al hierdie dinge vra ongelooflike tyd en arbeid en vaardigheid vir 'n skaapwagter. As hy wil hê sy skape met groen weivelde beleef, te midde van die barre heuwels van Judea, beteken dit dat hy 'n reusagtige werk het om te doen. Maar die groen weivelde is nodig vir die sukses van sy trop. Wanneer die lammers groot word en die oeye groen sappige kos nodig het om hulle melkproduksie aan te vul, is daar geen plaasvervanger vir goeie veiding nie. Niks laat 'n skaapboer so tevrede voel as om te sien dat sy trop skape goed gevreet het aan die groen gras nie, as hulle rustig en kalm kan gaan lê om te rus op die groen weiveld. 'n Skaapboer vertel dat een van die sleutels vir sy suksesvolle boerdery was om welige weivelde te kweek vir sy skape. Die land wat hy mee begin het was oud, uitgeput, arm aan plante en besmet met indringerplante. Deur goeie bestuur en wetenskaplike metodes het hy daardie grond spoedig bewerk totdat dit verander het na ryk groen gras en lucerne. Met sulke weivelde was dit moontlik vir lammers om sommer gou 50 kg op te tel binne die eerste 100 dae na hulle geboorte. Die geheim was dat die kudde gou dik gevreet is en dan rustig gaan lê het om die kos te verwerk. 'n Hongerskaap wat swak kos gekry het, kan nie tot ruste kom nie en bly op sy voete, heeltyd aan die soek na nog 'n happie skamelige gras om die hongerpyne te stil. Sulke skape is nie tevrede nie. Hulle floreer nie en hulle is van min waarde vir hulle eienaars. Hulle lyk afgeskeep en maar en het gebrekkige lewenslus. In die skrif word die prentjie geteken van die beloofde land, die plek waarna God die Israeliete geneem het vanaf Egipte. Dit was 'n land wat oorgeloop het van melk en honing. Dit was nie net figuurlike taalgebruik nie. In boerderyterme word daar gepraat van 'n melkvloei en 'n honingvloei. Dit beteken dat die piekseisoen van die veld tydens die lente en somer is, wanneer die velde op hulle mees produktiewe stadium is. Die skape kan dan alles vreet wat beskikbaar is, terwyl die bye die bloeisels besoek wat uiteindelik in honing verander word. 'n Land wat vloei van melk en honing is dus 'n land met 'n ryk groen oorvloedige veiding. Wanneer God praat van so 'n land vir sy volk Israel, het hy voorsien dat 'n tyd van oorvloedige lewe en vreugde en oorwinning en tevredenheid vir sy volk voorberei en voorgelê is. Vir 'n kind van God is die Ou Testamentiese prentjie van Israel wat beweeg vanaf Egiptiese slawerny na die beloofde land, 'n beskrywing van hoe ons beweeg vanaf slawerny en gebrek na 'n lewe van oorwinning en oorvloed. 'n Beweeg vanaf 'n plek van nie genoeg nie na 'n plek van oorvloed. God het so oorvloedige lewe vir elkeen van ons in gedagte. Jesus sê dat hy juis gekom het sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Christus maak dit moontlik vir ons. Hy maak ons lewens skoon van die klippe van ongeloof. Hy trek die wortels van bitterheid uit. Hy breek die harde rotse van die menslike harte oop so songebakte klei. Hy saai dan die saad van sy woord wat begin groei. Dit produseer 'n ryke oes van tevredenheid en vrede. Hy maak dit nat met die dou en die reën van sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Hy versorg en bewerk ons lewens want hy wil graag sien dat dit ryk en groen en produktief word. Al hierdie dinge beskryf die eindelose energie en arbeid van 'n eienaar wat graag wil sien dat sy skape floreer en goeie kos kry. Dit beskryf die herder se begeerte om die beste in my lewe na vore te wil bring. Sy omgee vir my en sy versorging van my is ver bo my verstaan. Op die beste kan ek maar net dit geniet en waardeer, terwyl hy besig is om in my lewe te werk. Hy is toegewy daaraan om my al meer en meer soos Jesus te maak. Hierdie rus en stille vertroue in die Here as my skaapwagter is egter iets wat min Christene ten volle geniet of begryp. Weens ons eie sondige toestand verkies ons dikwels om te gaan vreet op die barre grond van die wêreld rondom ons. Hoe dikwels kies ons nie swak plaasvervangers
van die goeie wat God graag vir ons wil gee nie. Die goeie herder wil graag groen weivelde voorsien aan hulle wat bereid is om gelei te word daarheen, waar hulle rus en oorvloedigheid sal beleef. So hoe lyk jou lewe vandag? Ervaar jy die hand van die goeie herder in jou lewe? Hoe tevrede is jy met sy versorging van jou? Voel jy rustig en kalm oor die toekoms, wetende dat hy in beheer is? Kan jy die uitdagings van jou lewe met rustigheid hanteer, wetende dat hy vir jou sal sorg? Vertrou jy jou herder? Here, ek het u versorging daagliks nodig. Ek wil graag vandag weer kom verklaar, u is my herder. Ek weet ek kan staat maak op u en weet dat u graag vir my goeie weiding wil gee. Dankie vir die trop wat u my van deel gemaak het. Help my om hulle te geniet, elkeen deur u persoonlik uitgekies. Weerhou my daarvan om kopstamperig te raak en eerder op uitkyk te wees na hoe ek hulle kan seën en help. Maak my gewillig om daagliks agter u leiding aan te loop na die plek waar ek groen weivelde sal beleef wat vir my voordelig sal wees. Amen.